man dan nou so uit die toilet uit. Allemaal welkom. Ons sien hier is lekker gaste hier rond. Wat ek heb ook kuiere daar van huis. Ja, en wie is nog hier gaste? Hier achter, hier soos gaste. Baie welkom. En my eie kinders. Sê môre vraag. Ek kry by die huis moeilikheid, ek kry by die kerk moeilikheid, ek bly moeilikheid. I don't care. Allemaal is welkom, regtig, ons is bly. Ek het amper gedag as die wegraping wat plaasgevind het. Ons mense, ja maar nou as jy kuiermense, dit is ook 'n deur mekaar storie. So, ons hoop Desember kom ek verby dat ons weer mense in die kerk kan kry. Ja, maak maar 'n grapie, dis ook tyd dat die mense lekker saam kuier. Kom ons sluit dit beskoor. Vader, baie dankie by God dat U ons vanmôre opgewek het met nuwe ywer, nuwe moed, nuwe krag, Here. Dankie Here dat ons vanmôre kan opgewonde wees, Here. Dankie dat ons kan bly wees met God en kan weet, Here, U is daar vir ons. En Here, in hierdie groot tyd wat ons as familie by mekaar is, wat ons lekker kuier in. Dis ook tye wat U vir ons skep, my Here. Vader, ook vanmôre met die diens vertrou ons dat U vanmôre met ons sal spreek en dat U tot ons harte sal praat en Vader, ook elkeen wat ingeskakel is, ons mense, hier so baie wat ingeskakel is vanmôre, wat stream luister. Here, ons groet hulle ook so in die naam van die Here en dat hulle ook vanmôre geseën sal wees met God. Here, en mense wat op die paaie is vandag en besig is, Here, ons weet hoe woelig en bedrywig dit kan wees en ons dankie, Here, vir die beskerming wat ons kan geniet. Ek bid vanmôre, Heilige Gees, dat U baie diep in ons harte sal spreek en dat U tot ons harte sal spreek, Here, en dat U die woord vir ons sal oopmaak, voordat die vyand kom roof, my God, dat ons dit sal ingevat en dat ons dit deel van ons sal maak. Dankie Here ook vir ons voorsanger, dat ons lekker sal saam sing met God. En daarom eer en loof ons U vanmôre in Jesus naam. Amen. Dan sê ons het vanmôre maar net die gewone, ek gaan nie so aan mekaar afkondigings, jy weet nou, as ek het die kerk begin 10:00. Behalwe nou Kersdag, wat ons nou voorlê, ek dink dis die volgende diens. Ja. Dan is ons 9:00. Dat ons 'n bietjie by die huis kan kuier. En ons is nog nie genooi nie. Ja, weet jy dan maar dit. Sonder om te betaal. Sien hoe werk jy jou gelus op. So nee, ons het net 9:00 diens. Verder het ons die donderdag is maar weer Ook die 24ste die aand die Kersang. O, die Kersang is 24ste. 5:00 by mekaar kom by die hier so by die kerk. Ja, dan gaan ons so 'n bietjie rondry, ons gaan lekker saam sing. Barbie het musiek gemaak, regtig klop op die Lori. Het vir hom geslag vra vir kinders. As daar dalk iemand is wat ons 'n groot music box het, die Bluetooth box het, dan sal ons dit waardeer as ons dit mag doen. Julle weet wat se ding is dit. Amen, kom ons staan en ons gaan lekker saam sing. Ons groet elkaar voor agter. Pastoor, kom maar na ons, kom jy, ons kort iemand om ons korrelkie te was. Amen. Very soon we are going to see our King. Very soon we are going to see our King. Very soon we are going to see our King and crown him Lord of all.
Ons gaan leer daar in die hemel. Ons gaan kroon die Lam geslaan. Sal dit daar nie ewig wees nie, want die Lam is altyd daar. Ons gaan leer daar in die hemel. Ons gaan kroon die Lam geslaan. Sal dit daar nie ewig wees nie, want die Lam is altyd daar. Ons gaan leer daar in die hemel. Ons gaan kroon die Lam geslaan. Sal dit daar nie ewig wees nie, want die Lam is altyd daar. Amen. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so full and free. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so full and free. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so full and free. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. To me, he is so wonderful. To me, he is so wonderful. To me, he is so wonderful. Because he first loved me. And the slippery says, and the slippery says, and the slippery says, my way is slippery. Yeah, I'm calling love and praise. Yeah, I'm calling some is here. I hear my heart longing, but he is slippery. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. To me, he is so wonderful. To me, he is so wonderful. To me, he is so wonderful. Because he first loved me. And
amazing om te weet dat God lief is vir ons. Amen. We are standing on holy ground, for I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. We are standing on holy ground, for I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. We are standing on holy ground, for I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Amen. Ons kan maar sit. Prys die Here. Die mic is sensitief vanmôre. Nou ons is opgewonde. Ek is altyd opgewonde as ek oor die Here se dinge praat. En ek weet nie of ek vandag goeie of slegte nuus vir jou gaan bring nie. Dit hang mos van jouself af. Of dit vir jou goeie nuus of dit vir jou slegte nuus gaan wees. Maar maak nie saak, ons vat dit mos soos wat die Here dit vir ons uit sy woord het gegee. Ons kan daarmee maak wat ons wil. Nou vanmôre wil ek 'n bietjie praat oor die littekens van Jesus Christus. Nou Galasiërs 6 sê vir ons baie mooi vers 17. Kom ek lees hom net so saam met hierdie Galasiërs 6 vers 17. Kyk net wat sê Paulus hierso. Hy sê verder moet niemand my moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. Jo, hier is nou 'n probleem. 'n Groot probleem. Want jy sien ons het 'n gedagte of 'n idee. En dit wat vir my altyd so bekommerd maak, dit maak my eintlik geweldig bekommerd om te dink dat ons as kinders van die Here word dit vrygespreek.
dat ons in vandag se lewe word vrygespreek van hierdie littekens. En dis wat my bekommerd maak, hoe ons horde en duisende optrek na hierdie vreeslike megakerke toe. En alles wat mega is en gewild is 'n ding wat vir my al klaar vrek bekommerd maak. Alles wat groot en gewild is, jy kan maar kyk na 'n fliek wat gewild loop raak, pas op. As 'n boek gewild, pas op. Hierdie vreeslike, die woord van die Here waarsku vir ons, ek sê nie almal is verkeerd nie, hoor mooi wat ek vandag sê, daar's kerke wat regtig 'n verskil maak, maar ek sê net, wees versigtig. Want as ek kyk na die woord van die Here, dan praat hy van, dat mense soek kerke, predikers, wat hulle ore streel. Verstaan jy, so ons moet baie versigtig wees, dat waar ons gaan, ek sê altyd, ek sê, as jy hier uitstap, moet daar 'n roof afgekrap wees. Verstaan jy, anders is jy by die verkeerde plek gewees. As jy nog met jou roof aansit, is jy by die verkeerde plek. Verstaan jy, dis vir my vreeslik van belang, dat ons moet besef, dat ons dra, saam met Paulus, die littekens van die Here. En hierdie littekens is nou nie 'n grap nie. Wie as 'n mens vat, en jy vat 'n ou babietjie wat nou pas gebore is, en jy vryf so oor, dan besef jy, Here, hier's nog niks littekens nie. Maar as jy so die eerste muskiet by, dan sê jy begin jou liggaampie ook nou sy houe kry. Verstaan jy, so een of ander tyd in ons lewe, gaan ons littekens kry in ons lewe. Dis nou ongelukkig so. Dis hoekom die Here sê, hy weet die mens waarheen die Satan gaan. Verstaan jy, want die Satan is in die hemel, so hy is nou hier. En dis hoekom die Here sê, weet die arme mens. Verstaan jy, want ons gaan nou hierdie goeders proe en voel. En omdat hy die Here Jesus Christus haat met 'n passie, gaan hy alles in sy vermoë doen om jou te vernietig. Want elke litteken dra 'n storie. Nou kyk, ek het hier so 'n paar, want dis van brandewyn sy. En dan sit jy maar so chicken. Dan sit jy nou die sigaret, kyk jy brand vir jou tot. Man, smaak nie jou hele lyf van die warmte is, maar ek sit. Want ek wil mos dan nou nie chicken wees. Verstaan jy, so as jy iewers 'n litteken sien, dan weet jy. 'n Litteken is mos maar iewers net 'n wond wat iewers genees het. Verstaan jy, wat weer gesond geword het. So elke litteken dra 'n storie. En in ons eie lewens is daar baie littekens. Ja, daar's baie littekens miskien op jou liggaam ook, waar jy in 'n motorongeluk gewees het, of wat ever jy ook al oorgekom het, wat jou liggaam, jy weet as jy daarna kyk, dan onthou jy dit soos gister. Jy vergeet dit nie. Ja, so verstaan jy, ons dra hierdie littekens, maar ons dra ook geestelike littekens in ons lewens. Dis nie net op die liggaam wat daar littekens is nie. Ook in ons geestelike lewe is daar geweldige littekens, waarvoor ek God so dankbaar is. Ja, amen. Verstaan jy, ek kan nie verstaan dat mense probeer om hierdie littekens te vermy nie, te sidestep nie, want dis die littekens wat van jou 'n wenner maak. Nou kom ons kyk, as ons nou so kyk, dan sien ons die storie van ou Paulus, maar ek dink ons lees sommer daar, weet jy, die Here kan dan vir ons roer, hy kan dan in die water vir ons warm maak. As ons nog gedog het, dat ou Paulus, nee, maar dis Paulus se tyd gewees, dis nie, ons is gevrywaar, en dan gelees ons hierdie boek van martelare vir Christus, dan sien ons, kyk, dis die hartsteerste ding, toe ek tot bekering gekom het, en ek 'n pad met die Here begin stap, en ek het dit al hier gesê, wat ek gevra het, Here, wat gaan aan in my lewe? Weet jy, mense, dat ek begin besef het hier in Port Nolloth, die diepte van die woorde, dis juis omdat ek met jou tevrede is. Ja. Ek begin die diepte van daai woorde van die Here, toe ek vir hom vra, Here, wat gaan aan? Hoekom hierdie erge verwerping? Hoekom hierdie teenkant? Hoekom al hierdie moeilikheid so op 'n mens se pad? Verstaan jy, almal het dan gesê, kom net by die Here uit. Verstaan jy, kyk hoe lieg die mense vir jou, man. Ek is bly daaroor. Dis wonderlik. Ek is dankbaar vir kom net by die Here uit,
maar daar's 'n verkeerde beginsel deurgegee van kom net by die Here uit en alles sal reg word. Hulle het gelieg, man. Hulle het gelieg. En hulle lieg tot vandag toe nog, man. Die Here, kom by die Here uit. Hey, dis bloedsweet. So waar is pragtig, dis bloedsweet. Daar's woestyn wat ek het laaste nog 'n paar keer daaroor gepraat. Want jy sien daar's te veel dinge in ons lewe wat skief geloop het. Voordat ons die Here ontmoet het. En nou kom ons by die Here uit en al hierdie klomp gemors moet ons nou iewers weg. Verstaan jy so? Dat ek het daaroor ook al baie gepraat. Dat hierdie gemors moet nou weg. Want jy sien, God het 'n droom vir jou, man. Jesus, dit maak my opgewonde. Jy is nie net gered om die hel vry te spring nie, man. Moenie laat iemand, dis hoekom ek praat oor die hel, want ons moet oor die hel, daar word die meeste in die woord van God gepraat, juist oor die hel. Verstaan jy, so ons moet oor die hel preek, die hel is 'n werklikheid, maar Jesus is ook 'n werklikheid. En wat hy wil vir my en vir jou doen, is ook 'n werklikheid. Verstaan jy, so ons kan nie net oor die hel, en nou kom jy by die Here uit, want jy is bang om hel toe te gaan, en op einde van die dag is jy onproduktief. Want jy sit in vrees, Here, doen ek nou die regte ding, is ek nou besig met die regte goed, verstaan jy? En op die einde van die dag is daar geen verhouding met God. Niks. Dis droog, doodsig. Verstaan jy, en dis wat ek, hierdie teks wat vir my so mooi, nou kan ons vanmôre sê, Here, maar ek dink dis net vir Paulus gewees. En dan lees ons vir Psalm 34 vers 20. Die regverdige kan baie rampe ervaar, maar uit elkeen, hoekom klink dit vir my? Ja, die ou vertaling sê dit beter, hier is 'n nuwe vertaling. Hy sê in vers 20, vermenigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here weer. Amen. Amen. As jy maaltafels gedryf het, sal jy nou nie verstaan. Want vermenigvuldig beteken vir my permanent. Elke oomblik. Verstaan jy hoekom die woord van die Here vir ons God vir ons so waarsku om waaksaam te wees, om wakker te wees, om wake up in die lewe rond te loop, man. Moenie slaap God wil dien nie. Hy daai goeders werk nie, want jy gaan binne in 'n slaghuister trap, soos daar oor Rebot se aantie gesê, pas op, hierdie tierslaghuister is net so met skaapwol toegemaak, maar hy slat baie hard as jy daar intrap. Nou ek wil vir jou vanmôre sê, wees wake up. Ons as kinders van die Here moet wake up wees. Dis nie net vir Paulus gewees nie, dis nie net vir Petrus gewees nie, vir my en vir jou, om godsvrugtig te lewe, moet ons hierdie dinge deurgaan. Ons moet littekens, man, ou Paulus sê op een plek, dis die grootste eer om die littekens van die Here Jesus Christus te dra. Daar's geen groter eer as om te kan gaan getuig voor mense, by mense wat God soek en te kan sê, man ek verstaan waardeur jy gaan. Ek verstaan hierdie dinge, want ek kom hier deur, verstaan jy? Want die littekens sê vir my, ek het meegevoel. Ek voel hoe jy voel. Verstaan jy? Dis wat littekens in my lewe doen. Dis vir my die grootste eer om te kan staan vanmôre hier en te kan sê, ek is kind van God, man. Ek is nie skaam om te sê, ek is kind van God. Want hoekom kan ek dit sê? Omdat ek die littekens van die Here Jesus dra. Want ek dra nie littekens van 'n baard wat ek by half vrek geval het van 'n toonbak af nie. Ek dra nie meer littekens waar ek geval het in my dronkenskap en binne in 'n bierborrel my arm gesit te sny nie. Verstaan jy, ek dra nie meer hierdie wêreldse littekens nie. Man, daai goed het geen eer in my lewe nie. Verstaan jy, dis vir my 'n eer en daarom wil ek eers daaroor getuig eintlik werklik nie. Want dis dinge wat van die verlede, God het my juis hier kom uithaal. Verstaan jy, hier's my meisiekinders vandag hier om te kan getuig hoe sleg haar pa werklik was. En God kom haal my uit. En hy maak my 'n nuwe mens. God kom haal elkeen van ons wat hier sit, kom haal hy uit
uit jou diepte uit jou moddersloot uit, en hy kom maak jou 'n nuwe mens. Amen. Yes, die mense, opgewondenheid, om te kan sê, ek is 'n nuwe mens. Wie as mense nou, wie ons moet op daai punt kom, dat as mense vir jou sleg sê, dan moet jy sê, prys die Here, daar kom 'n litteken. Is dit nie onder Tannie Marie? As iemand iets sê of iets doen aan jou, as hy jou verwerp, nou sê jy, dis wat ek met hierdie voorspoedpredikers, ek wil net een vraag, ek verstaan nie. Daar is sekere dinge wat ek nie verstaan nie. Dan moet ons begin blaaie uitskeer. Werklik, ons moet begin blaaie uit die woord van God uitskeer, want as die Here sê, vermenigvuldig is die aanslag op jou lewe as kind van God, dan sê dit vir my, dis 'n permanente aanslag op jou siel. Elke dag is daar 'n aanslag in jou lewe, want hy wil jou verneder. Wie al hierdie vernedering, onthou daar bo is ons kroon, nie hierdie man. Hier moet jy nie regverdigheid soek nie, hier moet jy nie verheerliking soek nie, hier moet jy 'n mooi naam soek nie, hier moet jy nie aanvaarding en liefde soek nie. Hierdie wêreld bedrieg en hulle lieg, verstaan jy? Hoe meer hulle jou verwerp, hoe meer hulle jou wegstoot, dis alles littekens, prys God daarvoor, man. Hoe meer hulle jou beskinder, hoe meer hulle jou down doen, hoe meer hulle vir jou inloop, man, verstaan jy? Jy sê, ek moes hierdie verhoging gekry, en nou is dit 'n ander ou. Ek werk al jare, prys die Here, en daar kry hierdie krimineel die verhoging. Verstaan jy, dis 'n litteken van die Here, man. Prys die Here. Dis 'n litteken van God, want ons soek nie liefde en aanvaarding nie. Ons soek die verhogings hierdie, man. Los hy gemors, man. Ons is klaar verhoog. Hier het ons opgetel, hy maak van ons alles, man. Ons is wedergebore kind van God. Hey, ons is 'n pond. Hey, ons gaan wikkel. Hey, en hoe meer hulle slaan, jy sê, ek sal wonder wat wil mense sê as ons Paulus se lewe loop lees. As ons so deurgaan en die Here sê vir hom, kyk wat sê Handelinge, daar kom jou skrifblok sonder dat jy dit nou besef het. Hey, dat ek net vir Handelinge soek. Jou verdomde bril storie. Kyk wat sê Handelinge, pragtig. Kyk wie en predikante in die arme, vertalers en wat se goed is. Jesus, moenie 'n Bybelvertaler lees, hulle lieg. Hoor wat ek vir jou vandag sê. Net 'n wedergebore kind van God kan 'n Bybel vertaal. Daaronder daai vertaalstukkies. As jy nie wedergebore is nie, kan jy vir niemand verduidelik wat hier aangaan. Ek sê dit nou vir jou, dis leenaars, man. Wie kyk nou, ons het by iemand 'n Bybel gekry. Pragtig, ou vertaling, maar die vertaling hierbo of hieronder, man, dis van die bose. Dis van die bose. Daar's niks van die Heilige Gees. Nou hierdie stukkie kon die arme goed ook nie vertaal nie. Want hulle ken nie die Heilige Gees nie. En ek het niks teen niemand, dus ek gaan nie daaroor nie. Maar moet net nie lieg as dit by God se dinge kom nie. Want jy sien, ons vat mense van die Here af weg. Mense wat 'n honger na die Heilige Gees van God het. Verstaan jy daarvan ons nie kan sonder wees nie, man. Sonder die Heilige Gees nie. En ek sê nie net hulle, en ek praat van elkeen wat probeer om die woord van die Here te verdry. Nou hier kom in Handelinge 20 vers 22 en 23 en hy sê, en kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem. En watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukking op my wag. Nou verstaan ek nie. Nou verstaan ek. Ons wat sê, voorspoedpredikers, verstaan nie. Nou verstaan ek nie, as ons nou vanmôre sê, maar ek is nie Paulus nie. Nou hierdie is so eenvoudig soos, die dag het nou gebreek. Die son het opgekom. Hier is nou lewe. So eenvoudig is hierdie teksie, waar die woord van die Here sê, en jy moet wedergebore wees om dit te kan verstaan en te kan deurmaak. Want as jy nie die Heilige Gees van God
in jou lewe het nie, sal jy dit nie maak nie. Dis onmoontlik, jy sal dit nie maak nie, want die een wat jou die krag gee, die Heilige Gees, ontbreek in jou lewe. Verstaan jy, die een wat vir jou wys waarheen en wat jy moet doen, ontbreek in jou lewe. Verstaan jy vanmôre mense, om Bybel te lees, man, dis die mees stupidste ding sonder die Gees. Om te bid sonder Gees is tyd mors, man. Verstaan jy, om te getuig van 'n God wat jy nie ken nie. Man, jy's 'n leienaar, jy's 'n bedrieger. Verstaan jy wat die woord van die Here sê vir my? Ek moet die Heilige Gees in my lewe kry, want dis die een wat my die lig gee, dis die een wat vir my die onderskeiding vermoë gee, dis die een wat vir my woestyn toe vat, dis die een wat vir my lei. Verstaan jy? Want daar's 'n rede hoekom God vir ons deur verdrukking stuur, man. Daar's 'n rede hoekom die Heilige Gees ons op 'n pad vat wat ons nie verstaan nie. En dis presies wat hierdie stukkie woord sê. Hy's gebind deur die Gees, man. Ons is gebind deur die Gees. Jy laat nie meer toe dat ander dinge jou lewe lei nie. Verstaan jy? Die wêreld is nie meer deel van jou lewe. My hart en my siel vanmôre is Jesus Christus. My alles is die Heilige Gees van God. Want sonder die Heilige Gees, die woord is duidelik, jy kan sondig teen Jesus, jy kan sondig teen God, maar as jy sondig teen die Heilige Gees, as jy nie wedergebore word nie, dan sondig jy teen die Heilige Gees van God. Verstaan jy? So belangrik is die Gees van God vanmôre. En wie weet dan Johannes 21 toe ek daardie dag dit lees. Wat ou Peter is, wie die Here Jesus vir Peter sê, Peter sê jy my liefde, is daai stukkies. En hier heel op die einde, wat hy sê, toe jy jong was, het jy gemaak wat jy wil, maar nou wat jy oud is, sal ek jou lei, en ek gaan vir jou wys, deur watter verdrukking jy moet gaan. Ek gaan vir jou wys, hoeveel jy vir my moet lei. Mense klink dit soos, man, dis 'n lamsakkige godsdienst wat dit anders te verkondig. Verstaan nie vanmôre, ons kan nie anders te nie, man. Ons mag nie anders te nie, man. Wat help dit? Jy het die Here Jesus aangeneem, maar jy's dood in jou gees. Verstaan jy? Verstaan jy, dit is, want daar vir jou gelief. Daar vir jou gelief. Kom net by die Here uit. Maar hulle het nie vir jou Johannes 21 gestuur nie. Hulle het nie vir jou Psalm 34 toegestuur nie. Hulle het nie vir jou Handelinge 20 vers 22 en 23. Nee, hulle het nie hierdie vir jou gesê nie. Want as jy dit gehoor het, jy dalk gevlug. Verstaan jy? Dis hoekom ons by die Here uitkom. Dan moet ons met ons hele hart en siel. Maar ons moet nie daar uitkom omdat my koskas leeg is, man. Jy dink aan een of ander tyd dalk weer vol gesteel word. Moenie God aanneem omdat jou hart boos is, man. Jy neem God aan omdat jy hongerte het. Daar's 'n behoefte. Daar's te veel littekens van die verlede. Daar littekens van die verlede. Dis hoekom ek God aanneem. Ek neem hom aan omdat my koskas leeg is, omdat ek nie klere het, omdat ek nee. Ek het nou nie blyplek nie. Hierdie armoedige goeders nie. Nee, nonsens. Ek neem God aan omdat daar te veel littekens in my geestelike lewe, in my verlede, dinge wat my oorgekom het, en dit raak vir my te veel. Want weet, dis vir my so kosbaar. Daar waar jy verwerp is, verstaan jy, daar waar jy in 'n huis groot geword het sonder liefde, daar waar jy gemolesteer is dit die littekens nie. Oh, halleluja. Prys God, want dis die littekens wat jou uitgebring het by die regte littekens van Jesus. Verstaan jy? As dit nie gebeur het, het dit nie gebeur. Verstaan jy? So hierdie littekens van die verlede het gemaak dat ek voor God kan kom stil raak. Ek kan sê, dis daardie met die gees van die Here. Verstaan jy? Dis daardie mense wat opstaan met bondes, man. Verstaan jy? Dis hierdie mense wat vorentoe beweeg. Anders raak jy net 'n kerkganger. En 'n kerkganger is 'n ding. Dis 'n nuttelose ding, man. Verstaan jy? Hulle sit die kerke vol in hulle vrot. En goed beteken niks nie. Bose geeste wat hier rond swewe. Want hulle beteken niks nie. Want God sê jy moet gehoorsaam raak aan my woord. En as jy nie gehoorsaam raak aan God se woord nie, dan is jy uitgespieg in sy mond. Ek sê dit hier, want die woord van die Here sê dit vanmôre vir ons. So ek is gebind in die gees. Sonder dat ek dit besef het. En God vir my daardie dag gesê het, ek gaan vir jou wys
hoeveel jy vir my moet lei. Mense, hoeveel van ons is bereid, wat werklik vanmôre hier sit, wat bereid is om te sê, Here, ek is bereid om te lei vir u naam. Ek is bereid om verneder te word. Ek is bereid om verwerp te word. Here, ek is bereid dat my selfbeeld aangeval word. Ek is bereid vanmôre, Here, want ek weet dit is littekens van die verlede, maar ek is bereid vanmôre, want ek is nou gebind deur die Gees. Jesus, mense weer sonder dat ek besef het daai jare, en al hierdie teëspoed. Jesus, die meeste kom in die kerk het. Jo, dit was vir my, daai litteken slaat kos daarom haar, daai is daarom hou wat vir jou laat brand hier op die rug. Verstaan jy, veral as jy hoor, wil jy nou ook 'n las vir die evangelie word. Verstaan jy, of as jy so bly is, ek bedoel man, as ek weet, daar is 'n broer of 'n sussie, wat jare gestap het, en met die evangelie rondgaan, dan is ons toch dankbaar man, maar die jaloersheid en die afguns in die huis van die Here, dis skandelik mense. Weet jy wat vir my die ergste is? As dit nog wêreldse mense, maar dis nie wêreldse mense, dis mense wat sê hulle is kinders van God. Dis wat hartseer is. Jy verwag enigiets van wêreld, maar as jy kind van God is jou mindset toch bietjie anders. Verstaan jy? Dan begin bedink, dan is ek dankbaar as my sussie swaar gekry het en die Here kom deur vir haar man. Ek is dankbaar man. As ou Piet aan geloop het al die jare en die Here bless hom met 'n kar, dan is ek jaloers daarop. Ja, hulle is jaloers en loederig. Hulle wil en ek hou van 'n velskoen, maar hy's vrek waarom en as jy so deur loederig staan. Op en loop. Dan brand ek. Verstaan jy? So, maar dis lekker. Ek het mos al hier gesê, jy moet pad vreet. Want as jy suiker bygooi, dan begin kerm die kerk. Verstaan jy? Nie die wêreld nie. Die wêreldse mense sal vir jou nog suiker aanbied, maar die kerk sê jy, dit gaan nou te goed met jou. Kom, laat ons daai suiker wegvat. Verstaan jy, want ons is jaloers op mekaar. Ons is jaloers op mekaar. As kind van God, my boetie en my sussie. Hey, jy moet dankbaar wees. Jo, minstens kry ek vuur dat iemand vir my sê, nie almal is so bly oor jy kar nie Willem. Ek sê, jo, dit kan toch wees. Verstaan jy, en op die einde van die dag wys God vir my, nie almal is bly vir jou nie. So ek wil vanmôre vir jou sê, as jy deur hierdie hel gaan, ek sê vir jou, party daar is dit hel gewees, werklik hel gewees man, hel. Ek weet hoe smaak hel, ek praat nie van daai hel, ek praat van hel hier op aarde. Ek het dit nie verstaan nie. Ek het dit nie verstaan nie, meantime, daar is soveel daar mense, wat ek wou opgee. Het jy ook al, wat het vir jou voel, dis te veel. Here, dit raak te veel. Maar die Gees van God, hy ondersteun, want jy sien, God is op pad met jou. Hy is op pad in 'n rigting. Ons verstaan dit nie, maar ons is in boeie. En ons praat, ek het daai jare, hulle sê, Here, ek wil toch net vir u dien. Wat gaan hier aan? Wat loop in my lewe skeef? Verstaan jy, want ons kom op ons knie en ons bely en ons bid en verstaan jy, ons doen baie dinge wat ons verstaan nie wat aangaan. En baie keer dan gaan ons in 'n rigting en ons begin bedien hier, net uit desperaatheid wil ons net begin bedien, want ons voel al, joh, Here, ek kan nie so sit nie. Ek kan nie net hier bly nie, ek kan nie so sit en niks doen nie. Meantime het ek nooit besef, maar ek is geboei, man. Ek kan nie maak wat ek meer wil nie. Ek kan nie doen wat ek wil nie. Ek moet leer om die Heilige Gees van God se stem te hoor. En alhoewel ek dit kan hoor as die Gees my bind, maar ek nie maak wat ek wil nie. Verstaan jy? As hy my begin lei, as hy die deure vir my oopmaak, dan het ek gesien, joh, maar dankie Here, verstaan jy? Maar anderster, ons wil so graag iets vir God doen, maar ons kan nie net doen wat ons wil nie, want daar is nie altyd vrug op die bediening nie. Verstaan jy, ja, dink ons maar die Here het my vergeet, maar dis net omdat jy gebind is, maak jy wat jy nou wil, jy probeer nog altyd, maar op einde van die dag, ek is gebind deur die Gees, ek mag net beweeg waar die Gees sê. Yes, die mense, en as ek daar in Handelinge loop lees, dan sien ek hierso, waar hy
wat die Here vir ou Paulus sê, klim op daai skip. Die gees van die Here sê klim op daai skip. Hier is 'n man, hierdie is 'n man wat toegelaat het dat die gees hom bind. Verstaan jy? Want hy weet waar God hom uitgehaal het. Hy was daar gewees toe Stefanus gestenig is. Verstaan jy? Hy was daar. Hy het beleef op die pad van Damaskus toe die Heilige Gees hom aan die grond neerslaan en met blindheid en Jesus van vra, Paulus, waarom vervolg jy my? Verstaan jy, ons baie mense, ons as kinders van die Here, as ons nie getuig en praat van die Here nie, dan is ons 'n Paulus wat vir Jesus vervolg, man. Verstaan jy? Waar mense God neer nodig het en ons bly stil, dan is ons 'n Paulus en die Here Jesus roep uit die hemel uit, Willem, wie ook al, hoekom vervolg jy my? Verstaan jy? Waar ons Jesus verraai, verstaan? Mense, ons vervolg Jesus, man. Verstaan, dis hoekom Paulus, hy het hierdie goed beleef, hy het dit ervaar, en daarom het ek sê, Here, bind my vanmôre, bind my, want ek wil wandel, en ek wil beweeg waar U wil hê ek moet beweeg. Ek wil nie meer maak. Mense, hoor tog mooi, moenie voorwense, los maar vir 2016 met ou klomp voorwense, dien net die Here. Amen. Los, jy gaan net lieg. Jy gaan net lieg. So los net die leuns. Sê net, Here, bind my vir 2026. Want ek wil gebind deur die Heilige Gees, wil ek beweeg in hierdie jaar wat voorlê. Ek wil verandering sien, Here. Ek wil sien waar U besig is. Joh, die Here sit vir Paulus klim op daai skip. Daar versuip die arme man. Joh, die skip sit. Here, nou verstaan ek nie. Ek verstaan nie, hier versuip ek amper. Want U het dan gesê, klim op die boot. Het dit al met jou gebeur, man? Jy sê, dis littekens, prys die Here. Dis 'n gebinde gees, man. Dis 'n gebinde man, verstaan jy? Here, ek verstaan nie. En op einde van die dag gaan dit alles oor om God se naam te verheerlik. Maar die groot ding kom, hoekom God vir ons deur hierdie goed. Ja, so Paulus het seker dalk nog net op die land uitgespoel en toe sê die Here vir hom, jou volgende vat te voet gooi hier af en daar word die man beroof met 'n klomp rower. Klink dit vir jou nou voorspoed? Jesus sê. Nuwe genade. Hier se pimpel en pers geslaan. Verstaan jy? Hier ek lê dis net bloed. Verstaan jy? Here, U het dan gesê, nou Here, U wil my mos nou doodmaak. Verstaan jy? Dis wat ek sien nou U planne hier. Hier slaat hulle my amper dood. Ja, vol merke. Hey, wie is kosbaar, man? Hy bereik net sy bestemming. En dan sê die Heilige Gees vir hom, Paulus, maak jou gereed. Jy moet weer teruggaan. Here, asseblief, nou verstaan ek. Ek is amper versuip. Ek is half doodgeslaan. En U sê vir my, Paulus, maak jou gereed, gaan terug. Here, moet ek alweer pak slaag kry? En die Gees van die Here sê vir hom, Paulus, jy gaan gestenig word. Ja. Mense, dis 'n gees wat gebind is. Dis 'n gees wat gesê, dis 'n man wat gesê, jy bind my. Ek wil net doen wat U wil hê ek moet. Jy weet jy gaan gestenig word. Jy weet jy gaan in die tronk gegooi word. Jy weet al hierdie goed. En die volgende oomblik, daar in die tronk word jy weer half doodgeslag. Van die bietjie, weet jy, die woord sê, hy het amper gegroep. En so waar kom die Heilige Gees en die maak hom weer lewendig. Here, waarheen nou? Kyk hoe lyk dit, my knie is al af, my bene is af, my gesig, ek loer dalk nog net deur een oog, ek weet nie. Here, maar hier is ek. Stuur my. Dryf U 'n prentjie. Here, stuur my. Hy's nou gestenig. Hy's vir dood agtergelaat. En die Heilige Gees sê, kom, staan op. Hy maak hom weer lewendig. Om verder vervolg te word. Dis wat die woord sê. Om verder vervolg te word. Here, ek verstaan nie, maar kom ek gaan. En die Here stuur hom na 'n ou gemeente toe. Hoor mooi.
En intussen het daar 'n ander perd aan bewind gekom. Alexander. En Alexander sê vir hom, dis 'n gemeente wat Paulus begin het. Uit liefde uit. En Alexander is nou in charge. En Alexander sê vir hom, ons het jou nie meer nodig in hierdie gemeente nie. Is dit nie vreeslik? Ons het jou nie meer nodig en jy kan maar gaan. Alexander het die gemeente se kop gedraai. Ons kry mos hierdie goed baie in die lewe. Alexander het die gemeente se kop gedraai om teen Paulus. Is dit die vervolging nie, mense? Is dit die ten ergste vervolging nie? Wie's ek en jy? Ja. Laat daar so 'n bietjie kom, dan moet jy hom sien hoe spring ons. Ja. Me included. Ja, toe ek hier voorberei, toe besef ek, Here, ek doen eintlik nog niks vir U nie. Amen. Ek het nog eintlik deur baie min vervolging gegaan. Nou Filippense 1 sê vir my so mooi. Filippense 1 vers 12. Hy sê daar so, en ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar, eerder op bevordering van die evangelie uitloop. Amen. Ja. Ja. Tot bevordering, dis kom God dit toelaat, tot bevordering van die evangelie. Het jy al hoeveel mense gesien? Hoeveel het dalk in 'n tronk gesit? Hoeveel het in die tronk gesit? Daar waar Paulus en Silas in die tronk gesit het en terwyl hulle in hierdie boeye sit, loof en prys hulle God. En wat gebeur? Tot bevordering van die evangelie. Hier staan en lees ons die evangelie van 'n man wat wreed vervolg is, wat wreed verwerp is. Jy sien, ek en jy het 'n keuse vanmôre. Ons het 'n keuse. Dit seker die ergste verwerping in die lewe as God jou los. Jy sien, ons kan die kerke vol sit want hulle sit dit vol. Dis die ergste verwerping as God jou los en hy vat jou nie deur hierdie tyd. Verstaan nie wat ek sê? Want as jy nie gevorm word nie, kan God jou nie gebruik. As jy nie deur woestyn gaan nie, as jy nie deur hierdie marteling gaan nie, en God los jou, jy kan besluit. Mense, ek kon gebesluit het in die lewe. Ek het gesê, Here, ek wil vir U dien. Ek wil eendag hier in 'n gemeente, of ek wil in die straat. Ek wil vir U, ek wil vir mense vertel van U. Verstaan jy? Daar's baie dae wat 'n mens wil omdraai en sê, Here, dit voel vir my of ek op 'n verkeerde pad is. Ek verstaan jy die littekens en al hierdie dinge. En dan kom die Here en hy stuur iemand op jou pad en hy bemoedig jou net en hy versterk jou weer en jy gaan maar net weer aan. Min wetende dat dit God is. Min wetende dat dit God is, want hy ken jou hart. Hy weet die begeerte van jou hart is om 'n verskil vir mense se lewens te maak. Want ek kon daar gebesluit het, iewers in my lewe waar hierdie verdrukking gekom het, kon ek gebesluit het, genoeg is genoeg, en ek kon 'n werkloop vat het, en 'n ou wamboek wat vir my gewaarsku het in Rospina, het hy gesê, pastor, hulle gaan vir jou 'n groot salaris aanbied, pas op, en ek het daar die woorde gevat, en ek het geweet toe die salarisse kom, daar baie gekom, met groot salaris, veral as jy so droë brood loop of vreet, met hierdie pompoentjies, wat is nou goed? Murgpompoentjies, weet. Breinbrood en daai ding smaak akelig. Maar ek weet hoe voel dit. Ek weet hoe voel vernedering. Iewers kon ek besluit het, is genoeg, Here. En God sou my uitgehaal het. Nie uithaal doodmaak nie. Uitgehaal het. Maar sy stem sal stil geraak het. Die vreeslikste verwerping in jou lewe, as die Heilige Gees se stem in jou lewe stil raak. Want hoekom vat God vir ons deur al hierdie dinge? Hoekom? Jy sien, ons gaan nou so deur 'n skooltyd. Ek maak amper klaar. Ons gaan nou so deur 'n skooltyd, skoolloopbaan.
Ja, jy begin mos hier by sub A of kleuterskool of waar ook al. Staan in graad 1, nie sub A. En jy gaan so deur. En jy gaan iewers gaan jy, ek bedoel, waarvoor betaal 'n pa of 'n ma ook al vir jou vir universiteit? Omdat as jy klaar is daar by die huis toe kom sit 'n videogame speel. Ek dink jy gaan vir pa, jy gaan sy stoom laat stoom. Jy gaan sy ketel laat stoom. Verseker. Jy's gebetaal om produktief te loop raak. Dis hoekom jy deur hierdie goed gaan. Om produktief te loop raak. God doen dieselfde. Hy vat jou deur hierdie erge, om produktief te wees eendag. Wie moet vir standaard 1, graad 1, wat se ding ook al? Julle weet sub A. Wie moet vir sub A bemoedig, wat ook hierdie stap begin staan? Kom ons kyk wat sê Psalm 71, vers 18. Hy sê daar, en ook tot die ouderdom en die grysheid, o God, verlaat my nie, totdat ek aan die volgende geslag u arm verkondig aan almal wat sal kom in u mag. Dis waarom. Dis hoekom. Jou grysheid, daar is 'n ding van grysheid, bring wysheid. God het jou hierdeur gevat, om vir die wat nou by die Here uitkom, nie te gaan vertel soos 'n AGS pastoor vir my daar in Ketershoop sê nie. Toe ek so opgewonde is. Ja, ou tuispastoor. Ek het mos jy ou bang om ou se naam te noem. Want jy moet aan die lig kom as jy met boosheid besig is. Amen. Toe hy vir my sê ek is so opgewonde. Ek wil in die geloof die Here vertrou. Verstaan jy? Daar moet jy net blindelings die Here vertrou. Wil jy 'n las vir die evangelie word? So ons almal is 'n las vir God. Elkeen wat daar buite rond beweeg. God vertrou vir alles in sy lewe is 'n las vir God. Wat moet vertel ek vir my mense? Wat gaan gee ek? Wat se boodskap gaan gee ek deur vir mense? Vandag kan ek vir mense sê, vertrou God. Vandag kan ek vir mense sê, God het sy manier hoe hy voorsien. Nie jou manier nie. God se manier. Maar hy gaan, mense, as jy nie littekens sê, die maak seker jy begin kry in 2026 littekens. Want sonder littekens sal jy die koninkryk van God nie ingaan. Dis op daardie manier wat ons God behaag. Verstaan, so dat mense praat. Wie elke praat is 'n hou. Jo, halleluja, hier is die eerste een. Verstaan jy mense? Verstaan jy wat ek probeer deurgee? Hou op oor nitty-gritty dinge. Nou net is ons in 'n toestand dat jy eers as jy geharder moet loop sien om weer aan die gang te kom. Ja. Dan is ons in 'n toestand of ons sit huil. Snot en traan. Dus hy moes hier in hierdie portnol hy die manne. Hy moet met 'n toiletpapier, ek kan nie met 'n sneeusdoekie nie. Toiletpapier saamdra. Die ou vrou het dit van my gesê. My genade. En nou is jy skuldig daar. Nou sit hy hier oor jy skuldig is. Yes, mense. Hier, rag. Jessie. Jou vrou het my sleg gesê. En gaan hier nog by die vrou. Jou eie vrou. En as ons daar kom, dan vloek jy jou vrou. Jessie. Here. Ek het baie goed gesien, maar ek het dit nog gesien. Ja. Daar's geen litteken nie. Mense hoor mooi vandag wat ek sê. Daai littekens maak jou mens.
Dit maak jou strong, want dit maak jou sterk. Jesus, mense, wat 'n eer. Wat 'n voorreg. Mense, dis ook Paulus sal die sê, joh, dis 'n eer om die littekens van Jesus te dra. Dis 'n eer. Wat het Jesus, het hy hier gekom aanvaarlik so? Hy het sê, ek het gekom vir verdeeldheid. Ek het gekom vir moeilikheid in die huis. Want die een gaan my aanneem en die ander ene gaan nie. Ek het gekom, my mond, die Here se mond, het gepraat soos 'n tweesnydende swaard, my boetie mense. Hy het jou geroer. As jy dink ek roer nog nie. Hier is 'n paar wat seker baie meer roer, maar prys die Here. As jy vanmôre hier uitstap en sê, al is daar net 'n roofie gelig, moet hom nie weer terugtrek nie. Sê Here, ek wil begin littekens dra, en as die littekens kom, dan sê ek, dankie my God, wat 'n eer. Wat 'n eer. Jo, mense, ek is opgewonde vir elke slegsê. Jy sê, ek wil daar in die suide van Namibië, daar in die ooste, wil ek altyd geloop preek, om vir die mense te wys, ek is nie meer so sleg. Dat is soek my nie. Jy sal weer jou skaap te steel. My boetie, ten minste was daai rug die moeite werd. Ek gaan dit nou nie. Ander is baie beter dan ek het self gehad. Dit is altyd net so steel vlees, dan maar lekker. Dit is so skelm rook. Moenie dit doen nie, jy gaan nie 'n litteken kry. Jy gaan 'n ander litteken kry. Ek probeer maar net deurgee man. Prys die Here. Verstaan jy, moenie jy het nie nodig kom. Wat jy gedoen het in die verlede, dis onder die brug teen. Ek het dit al daai gemors vir die Here gegee. Alles. Jesus kom nie, ek kan maar sin van al daai torbelin en amethyst in meteoriet praat nie. Yes. En nou praat ek juist daaroor. Maar ek proe hom net so dat hulle later moet ek nou hierdie Suid-Afrika kom betaal vir daai meteoriet wat jy gesteel het. Ja, lekker. Maar ek gaan dan nie sê waar ek hulle oral gekry het. Halleluja. Dis littekens van die verlede wat my by die Here uitgebring. Maar nou het ek ander littekens. Verstaan jy? As hulle nou weier dat jy by hulle in hulle kerke moet preek. Hier baie kerke wat jy nog so een, jy sal dalk 'n tweede hou. En dan moet jy, so as jy kan spoel jou mond. Nie om mense seer te maak, dit is nie liefde nie. Maar om vir mense te waarsku. Om oor te open. Nou altyd, in so gevalle, daar 1, 2 of 3. Ja, die ander is maar al. Ek hoor wat sê jy. Hey, mense. Daar is 'n honger wêreld daar buite. Daar is 'n soekende wêreld. Ons relax. Amen. Kom ons net. Amen. Vader, vanoggend kom al die eer aan U toe. Ek bid vanmôre, Heilige Gees, dat as hier vanmôre mense is wat uitroep en sê, bind my. Bind my en lei my vanoggend net waar U wil hê ek moet beweeg. Ja, laat dit so wees. Wat 'n groot prys wag nie vir ons daar aan die kant. Maar nog beter. Here, vervolging bring ons so naby in U hart by God. Dit maak ons gees so sensitief vir U, o Heilige Gees. Dat ons raak later snoep. Ons raak later honger na al hierdie goeders. Want Here, as ons daar in 'n tronk lê of in 'n hoek in my huis wegkruip of waar dit ook al maar maak dit sakkie, Here. Daar waar ons hierdie erge verwerping van die wêreld voel en ons gaan sit so daar in ons hoekie en ons trek ons gordyne toe. Dan weet ek, daar's net een wat my kan help. Maar daar's 'n leermag van God wat om my is. Maar daar in hierdie hoekie, daar praat U, o Here. Daar praat U, o Heilige Gees.
Here, ons het 'n manier by God om hierdie gordyne van ons oë toe te skuif. Ons maak net ons oogies toe, my God, dan is ons gordyne na ons siel toe toegemaak. Ons kyk net weg, Here. Maar hier binnekant is soveel littekens van die wêreld, Here, wat aan ons gedoen is, dat ons vanmôre moet kom en ons moet hierdie gordyne oopruk, my God. En dat die gees van die Here se son skyn hier in ons siel kom begin skyn, sodat ons gesond kan word. Sodat ons kan vanmôre sê, hier is ek. O Heilige Gees, lei my. Vat my. Ons moet soos 'n blinde mens gelei word, Here. As ons daar in die tronk, dan sê ons dankie, Here. Here, as ons hier verneder word, dan sê ons dankie, Here. As ons skipbreek lê, dan sê ons dankie, Here. As die stene op ons val, Here, dan sê ons dankie, Here. Want ek het my gordyne oopgeruk. Ek is nie 'n Christen wat weer wegkruip in my donker kamertjie. Nee, ek maak my oop, almal moet weet. Want ons het oud geword. Here, U het ons volwasse gemaak. U het ons veterane in die evangelie gemaak. En 'n veteraan is daar vir daardie een wat nou begin om hierdie pad van die Heilige Gees te stap. Sodat ons as veterane hierdie jong Christen kan bedien en kan help en ondersteun en onderskraag. Kan bemoedig, Here. Dis hoekom U vir ons deur dit gevat het, om vir ons veterane te maak met littekens. Geslaan, gespot, die kruis van Jesus gedra. Ek prys U. Vandag kan ek sê, dankie Here. Daardie woorde wat U vir my gegee het, dis juis omdat ek met jou tevrede is. Ek het daai tyd dit nie verstaan, hoe bedoel U tevrede wees, as U vir my deur marteling baie keer vat, Here. Hoe kan U sê U is tevrede? U vat vir my deur jaarlike omstandighede. Ek verstaan dit elke dag al hoe beter. Want ek kan vanmôre hand opsteek en sê ek is een van die veterane wat vir ander kan help. Want ek is nederig. Die mooiste woorde, daar sal vir julle 'n teken wees. 'n Kleintjie wat in doeke toegedraai is in 'n krib. Die teken van nederigheid. So het U opgegaan. 'n Teken van nederigheid. En dis wie ek en U moet wees vanmôre. Nederigheid. 'n Kindjie wat in doeke toegedraai in 'n krib is. Nederigheid, gelei deur die Heilige Gees. Gebind deur die Gees, sodat ons nooit hoogmoedig en vol van onsself word nie. Maar altyd sê, God kry die eer. God kry die eer. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam.
Kom ons staan net so, ons ontvang die seën van die Here Vader, maar ons nou in hierdie liefde van U gaan, my God. Met die wete dat U ons alfa en ons omega is, Here. U is ons begin en U is ons einde, Here. Dankie my God vir die leiding van die Heilige Gees in ons lewe. En ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. As heerlike koffie vir julle.